1 Samuel 16 vers 13 sê, Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Jy sien, die salwing van die Here waarborg nie een van ons van 'n sorgvrye lewe nie, maar dis die krag wat ons deur moeilike tye dra. Toe Samuel Dawid gesalf het as die toekomstige koning van Israel, het die gees van die Here oor hom gekom van daai dag af aan. Samuel is terug huis toe en Dawid is terug veld toe om skape op te pas. Later, toe 'n bose gees koning Saul plaat, hy vir Dawid laat haal om musiek te kom speel vir hom, want dit het dit beter gemaak. Hy was in die paleis waar hy behoort, maar toe sy vader hom roep vir hulp, het hy dadelik teruggegaan huis toe. Tydens Israel se oorlog met die Filistyne gaan Dawid om te check op sy broers en Dawid verslaan vir Goliat. Sy gewildheid het toegeneem, maar so ook Saul se jaloesie. Dawid moes vir jare lank vlug van Saul. Dit het hom later laat wonder oor Samuel se woorde en sy salwing as koning. Maar op die regte tyd is God se beloftes vervul en Dawid bevorder tot koning. My vriend, ek en jy is gesalf vir God se doel. Terugslae en moeilike tye affekteer glad nie sy roeping vir my en jou nie. In die wag sal hy my en jou krag gee en voorberei vir die bevordering. Sy tyd is nie ons tyd nie, maar jou deursettingsvermoë sal beloon word. Abba Vader, Here, baie dankie dat ons almal weet dat ons geroep is volgens 'n spesifieke doel en 'n plan wat U het vir ons lewens. Here, en terwyl ons wag, gee vir ons krag, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig en sterkte om waardeur ons ook al moet gaan. Here, dat ons daardeur sal gaan met U, dat ons weet dat U besig is om ons voor te berei vir daai bevordering, dat U vir ons krag gee in daai moeilike tye. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.